baie welkom. So na die agterkant toe van die winter. Ons is dankbaar daaroor. Ons is nog steeds besig met Romeine 8. 'n pragtige gedeelte Romeine 8 en ek dink van die mooi Romeine 8 is ons nou by die mooiste gedeelte. So as jy jou Bybel daar wil oopmaak, is jy baie welkom. Dit is 'n heerlike gedeelte. Ons gaan lees van vers 26 tot by vers 38 van Romeine 8. Kom ons bid gou saam. Soek die Here. Soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend, sing vir hom, besing hom, praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Here, en daarom bid ons ook vandag en vra dat die genade en vrede by ons sal wees. U as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop, daar by Romeine 8. Romeine 8, goeie nuus en slegte tye. Ek dink dit is die regte opskrif vir hierdie gedeelte. Romeine 8, en ons begin lees daar by vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore uitverkies het en wat hy ook bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit in die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskryf. Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons lees tot daartoe saam. En is dit nie 'n aangrypende gedeelte nie? Goeie nuus en slegte tye. Ek dink hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, is van die mees belangrike of swaar gewig gedeeltes as ons praat oor gebed. As jy gebed op die tafel sit, moet jy by hierdie gedeelte gaan stil staan. Ons sit in 'n wêreld waar klankbesoedeling verskriklik erg is. Daar's altyd 'n geraas. Dag of nag, in die nag hoor jy die motorbande op die snelweg. Dit maak nie saak wat nie, maar daar's altyd 'n geraas aan die gang. Klankbesoedeling. Nou lees ek in Openbaring 8 vers 1, en daar gaan 'n halfuur stilte in die hemel wees. Hoekom 'n halfuur stilte? So dramatiese pouse, so viering oor die ontzag van God. Maar as jy net dan vers 3 en 4 lees, dan besef jy, die stilte gaan net voordat God luister na die gebede van die gelowiges. So as jy besef, daar's 'n halfuur stilte in die hemel, sodat God kan luister na die gebede van die gelowiges, wie sal dan waag om te fluister, as God besig is om te luister na die gebede van die gelowiges? Dalk moet ons dit net besef elke keer voor ons bid.
Professor George Adam Smith, hy vertel sy eie ervaring, dat hy in die Alpe was, in die Switserse Alpe, by Weisshorn, en hy het na die kruin toe geloop, en toe hy op die kruin kom, was hy so opgewonde om die kruin te bereik, dat hy net na die vlag toe wou hardloop wat daar geplant is, en die gids duik hom toe plat, want die wind sou vir hom bo van die kruin afgewaai het, en hy roep hom en hy sê vir hom, op jou knieë, dis al waar jy dit sal maak, op jou knieë. Hy sê, en dit het eintlik sy lese geword, op jou knieë, dis al waar jy dit in hierdie wêreld sal maak, op jou knieë. Nou ek wil jou nou 'n ander verhaal vertel, so 'n ander wêreldbeeld gee, so dalk my so 'n bietjie daarvoor. En miskien beteken dit vir jou baie, nie net oor hierdie gedeelte nie, maar ook sommer om baie dinge in 'n ander konteks te sien. Ons begin lees in Job, die begin van Job, die boek Job, dan hou God 'n hemelse raadsvergadering, en dan word al die hemelinge uitgenooi na hierdie raadsvergadering toe, die seun van God, né? En dan is die Satan ook daar. Hy mag in die troonsaal van God die Almagtige kom. Dan is dit ook die Satan wat probeer om moeilikheid te maak, en hy sê, nee Job, gee hom net moeilikheid, laat hy net pyn hê, dan gaan hy u vervloek. En God wat dit dan toelaat. Ek gaan nie verder op die storie ingaan nie. Die belangrike punt is, in die begin was Satan toegelaat binne die troonsaal van God. Hy wat aankla, hy wat moeilikheid maak, kon voor die troon van God gekom het. Dan lees ons stukkies deur die Bybel, maar ek wil jy sommer vat na Openbaring 12 toe. Daar lees ons die mooiste. Dan word dan vertel dat die seun wat die wêreld met 'n scepter gaan regeer, wat Jesus Christus is, die baba, word opgeruk in die hemel in. En dan sit die bose hom agterna om hom te vernietig. En dan stuur God vir Michael en die engele om oorlog te maak teen die Satan. En dan word hulle uit die hemel uitgegooi. Heeltemal, die engele is dan chakrouts, uitsmuiters, word uitgegooi en gesê, julle kom nie weer in. En hulle probeer weer 'n keer om in te kom, maar dan word sommer 'n engel gestuur om vir hulle te sê, dis nou klaar. Julle het nie toegang tot die troonsaal van God nie. Julle mag nie hier kom nie. Dan probeer die bose, val dan terug op die aarde. En dan spuit hy 'n straal water agter die vrou, wat die kerk is, aan, om haar te vernietig. En dan sluk die aarde die water op om die vrou te beskerm. Die kerk word op deur God bewaar. Al is daar vervolging en dreiging en swaar. So daar hoor ons dit. Die Satan word nie meer in die troonsaal van God toegelaat. Dis nogal wonderlik. So God sit op sy troon, nou verskoon my dit is so menslik ding daaroor. God sit op sy troon, en Jesus Christus aan sy regterhand. En hulle gesels oor ons. En God die Heilige Gees, as jy nie onthou van laas Sondag, die tussenin God, hy wat beweeg tussen God en mens, hy wat die mense gebede ook na God toe dra, wat die mense gebede vertaal, dat dit vir God aanneemlik is, hy is ook daar, so die drie-enige God gesels oor ons. Nou wil ek jou terugvat na gebed toe. Prof. William Barclay het altyd gesê, wanneer ons bid, onthou die liefde van God, wat net die beste wil. Onthou die wysheid van God, wat altyd net weet van die beswil vir ons. Onthou die almag van God, wat altyd kan uitvoer, wat hy beplan het. Is dit nie groot nie? Wanneer ons bid, onthou God. Baie keer dan kry ons swaar op aarde, en eenslag het iemand dit so verduidelik, hy het die tapisserie wat uitgewerk is vir agteraf gekyk, en die drade is die mekaar, en hy sê, dis is die wêreld vir my lyk, die mekaar, waar pas ek in, is ek daai gare draad wat van daar af so in toe loop, en dis 'n lelike, slegte plek, en ek weet nie eers waar my plek is nie. Tot jy die tapisserie omdraai, die mooiste prent sien, en jy besef, God het my ingeweef, in sy raadsplan en in sy groot planne. In God se groot plan, baie groot plan,
is ons ingeweef, is ek 'n kolletjie. Maar hy stel soveel belang in hierdie kolletjie wat ek en jy is, dat ons hare op ons hoof getel is, dat 'n gedagte nie oor my lippe kom sonder dat hy weet wat dit gaan wees nie. Hierdie almagtige God in hierdie groot plan, weet die detail van 'n klein spikkeltjie. Wanneer God oor ons praat, moet jy gaan kyk in Romeine 8, dan praat hy dat hy reeds betaal het. Hy sê dat Jesus Christus pleit en sê, Vader, ek het reeds betaal vir hulle sondes. So, dis nie asof hy nog besig is en God die Vader nog besig is om te besluit of hy ons gaan vergewe nie. Hy het reeds betaal. God die Vader het reeds vergewe. God die Heilige Gees as tussenganger God sit ons gebede in 'n aktiewe wyse voor God neer. So wanneer God oor ons praat, praat hy van sy geliefde kinders. Die Heilige Gees is saam met ons wanneer ons sukkel. Wanneer hy vir my intree, met my behoeftes en God se beswil, in 'n hemelse taal. Wat 'n fantastiese gedagte. Kan ek vir jou 'n gedeelte lees, wat Robert Farrar Capon geskryf het. Hy skryf, gebed is nie om na God toe te gaan nie, hy sal reeds in jou. Of om hom te soek nie, hy het jou al reeds gevind. Of om jouself vir God oop te maak nie, al probeer jy hoe hard, maar gaan jy nie uithou nie. Of om geestelik te word. Hy het al reeds die Gees na jou toe gestuur, wat eerder vir jou Jesus wil wys, as om jou te help met die uitstal van jou geestelike voortreffelikhede. Gebed is om net te praat met iemand wat alreeds met jou praat. Dis gebed. So as dit ons gesindheid en ons gees en ons houding is, waarin ons as gelowiges uit hierdie spartelwêreld, bondtapeserie, seerkry wêreld met God praat, dan kom vers 31 tot 33 en hy sê, wie kan regtig teen ons wees? Onthou jy daai prentjie wat ek net nou geskets het? God die Vader sit op sy troon, Jesus Christus sit aan sy regterhand, God die Heilige Gees dra ons gebede volgens God se wil voor. Hy maar vreemd. Daar's nie 'n aanklaer nie. Die aanklaer is uit die hemel uit gesmy, hy is op die aarde, maar hy is nie in die hemel nie. Ek en jy kan nie aangekla word voor God nie. Net God wat ons vryspreek. Net die advokaat, Jesus Christus vir die verdediging. Net die Heilige Gees wat ons woorde reg spel, sodat dit aanvaarbaar kan wees vir die hoë regter. Wie kan teen ons wees? Weet jy wat gebeur? En verskoon my banale taal, maar dit is wat gebeur. So die aanklaer is op die aarde neergesmyt. So wat doen hy? Hy kom kla my by myself aan. En ek dink ek is regter oor my eie lewe. En dan dink ek gaan dit nie maak hemel toe nie. Terwyl die regter van al die regters, die koning van al die konings, my reeds vrygespreek het. My Here my reeds vir my sondes betaal het. So wat jy dink, wat jou kan omdop, kan jou nie omdop nie. Wat 'n wonderlike gedagte. Daarom, jy kan nou weer gaan kyk hier in Romeine. Daar's 4 keer wat hy sê, wie kan ons enige iets aandoen? Wie kan tussen ons en God gaan staan? Wie kan teen ons wees? Want God is dan vir ons. En dan na vers 34 tot 36, dan hoor ons die mooi woorde, jy is nooit alleen. Die ou kom ry met sy motorkar op die plaaspad en hy draai by die plaaserf in en toe val hy in 'n modder in en hy het nie mooi gekyk nie. Toe kom die boer met 'n donkie daar aangestap en hy span die donkie voor die kar in. Nou sê hy vir die donkie, kom Blue, dan klap hy met die sweep so in die lug. Hy sê, kom Blue, jy moet trek. En dan klap hy weer so met die sweep, dan sê hy, kom Mac, jy moet trek. Dan klap hy met die sweep, dan sê hy, kom Maud, trek. So stadig word daai kar so uit die modder uitgetrek, en toe hy nou weer op droë grond staan, sê hy vir hom, baie dankie. Hoekom moet jy 3 name vir die donkie? Nee man, die donkie se naam is Blue, maar hy is blind. As hy weet hy moet alleen die kar trek, sal hy hom nooit uitkry nie. As hy dink hy is 3, dan trek hy hom maklik uit. Hey, weet jy wat? Ons is nooit alleen. Nooit ooit.
Ons is nooit op daai punt dat ons van God afgesny is nie. Al gebeur watter moeilikheid, maar sonder God is ons nooit nie. So vers 37 tot 39. Hou uit. Hou uit. Hulle vertel die verhaal net aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n groot onthaal ete gewees waar Winston Churchill natuurlik ook was. En een van die groot lords van die Britte staan dit daarop en ek weet julle onthou seker van the Battle of the Bulge, hierdie groot skermutseling wat daar was. En die Engelsman, die lord, staan op en hy sê, "The English were braver than the Nazis." En Winston Churchill staan op en hy sê, die Nazis was net so dapper soos die Engelse. Die Engelse was net langer dapper as die Duitsers. Net langer dapper. So ek wil jou lees, gaan kyk net weer na vers 37. Wees langer dapper. Bly langer dapper. Want God is by jou. Jy het reeds die oorwinning by hom gekry. Jy is nooit alleen en jy het nooit te min krag nie. In Jesus is ek meer as 'n oorwinnaar. Here, baie dankie vir hierdie kosbare woord. So, en dankie dat U vir ons kom moed gee en dankie dat U vir ons ook leer van gebed. So hier staan ons voor U en ons vra dat U meer word en ons minder. Ons vra dat ons al meer U wil in ons gedagtes sal hê en dat ons fokus sal skuif op wat U wil hê en wat U weet die beste is. Nogtans nie ons wil nie, U wil moet gebeur, is wat ons elke dag wil bid. Dankie Here dat U vir ons sorg. Dan bid ons vir hulle wat in oorlog gekluister is. Dan bid ons vir hulle wat aan 'n siekbed gekluister is. Dan bid ons vir hulle wat geestelik in 'n stryd is en deur swaar tye gaan en wat wonder of God nog daar is. En ons vra dat U vir hulle sal aanraak en sal troos en vir hulle vir nog langer, nog dapperder sal maak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As jy vir die Here wil dankie sê, kan jy jou dankoffer elektronies inbetaal. Ons as kerk is gerad om regtig die koninkryk van God op te bou en uit te bou. Daarom wil ek vir jou vra, ontvang nou die Here se seën, want dis eintlik nou net fase 2 van hierdie erediens. Hy gaan saam met jou in hierdie wêreld in. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordigheid, die troos van die Heilige Gees altyd by jou wees. Amen.